is vir my so lekker om in hierdie reeks na te dink oor wie God is. Maar dit vertel ook die ander helfte van die storie, of eintlik maar net 'n klein deeltjie van ons storie. Omdat God is wie hy is, kan ons wees in elke faset van ons lewe. En die sentrale vraag vir my is, hoe leer ons God ken? Ek wil vanoggend saam met jou nadink oor hoe God sy vaderhart vir ons wys. Hy is ons hemelse pappa. Dis wie hy is, dis wat hy kies om te doen wanneer hy alles wat ons nodig het gee en voorsien. En ons gaan vanoggend lees uit Matteus hoofstuk 6. Kort verse 24 tot 26. Eintlik uit 'n groter preek natuurlik, die bergrede wat Jesus met sy disippels en 'n klomp mense wat gretig was om na hom te luister, het hy hierdie beelde gebruik. Vers 24, niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? So as dit gaan oor wie God is, dan praat die Bybel daarvan, hy openbaar homself. Maar om 'n begrip hierop te kry, wil ek 'n letterkundige begrip gebruik. Karakterisering, hoe 'n outeur sy karakters voorstel. En daar's gewoonlik 3 maniere. Of deur selfidentifisering wat die karakter van hom of haarself sê, of deur 'n verteller, eerste of 'n derde persoon verteller wat 'n beskrywing gee van 'n karakter, of jy kan agterkom soos wat jy die storie lees uit sy dade, getuig dit van wie hy is. En as ons hierdie op God van toepassing maak, hierdie karakterisering, dan identifiseer God homself. Baie vroeg in die Bybel reeds in Eksodus 34 sê vir Moses, die Here, 'n barmhartige en genadige God. Hy is geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Dit is wat God van homself kom sê. As ons 'n verteller perspektief soek, kan ons in die psalms gaan lees. Daar is skepingspsalms wat sê die hemelruim verkondig die eer van God. Daar is geskiedenispsalms wat wys na Israel se geskiedenis en sê roep die wonders wat hy gedoen het in herinnering. En dan is daar natuurlik die lofpsalms. Ons ken waarskynlik die beste Psalm 150. Alles wat asem het, moet die Here loof. So hierdie vertellerperspektief kom na ons toe in die psalms. En dan is daar ook natuurlik God se dade wat as getuienis dien van wie hy is. En die beeld van 'n telbord kom by my op. Natuurlik God se telbord sal nie net 100 wees nie, dit sal ontelbaar teenoor 0 wees. God teenoor sy vyande, of God se dade van trou teenoor enige ander poging om getrou te bly. Ek dink aan die aartsvader Abraham wat by Isak by die altaar gestaan het wat hy gebou het, en toe nadat die Here die ram in die bos voorsien het Abraham daardie plek waar hy die altaar gebou het gesê die Here voorsien. So ons hoor dit by die aartsvaders, maar ons hoor ook in die profete. Die dag wat Elia met die Baal-profete 'n kompetisie aangegaan het. Die Baal-profete wat heel dag roep tot hulle afgod. Maar hier teen die einde van die dag kom God en hy antwoord Elia se offer. Toe slaan die vuur van die Here neer en verteer die brandoffer, die hout, die klippe en die grond. Die volgende vers sê nog die water in die sloot rondom ook, want hulle het die hele altaar en die offer daarop en al die hout sopnat gegooi. En die vuur van die Here verteer dit alles. Hierdie dade getuig van wie God is. Hy's getrou, keer op keer. Maar hy's ook almagtig, hy oorwin elke keer. So die telbord sê veel meer as 100-0 in sy guns. Maar hierdie getuienis en hierdie beskrywings en God se identifisering van homself kan vir ons saamgevat word in hierdie frase: God is getrou en daarom glo ons. In my voorbereiding het ek afgekom op 'n uitbeelding wat die Bible Project vir ons gee.
hoe dit sê dat God gee vir sy mense vaste grond onder hulle voete, asof dit 'n rotsvaste fundament is. Terwyl die ander volke op sulke drywende of onwankelbare rotse ronddryf. En dis wat die beeld van die twee leere by my opgekom het. Jy kan kies om op jou eie leer te gaan probeer klim en jouself te verhewe, of jy kan kies om op die wêreldse leer van mag en allerlei vertoon te gaan klim. Maar dit is wankelbaar. As jy alleen tot bo klim, gaan jy dalk 'n groot kans staan om neer te val. Maar die Bybel gee vir ons hierdie getuienis van die aartsvaders, die psalmdigters en die profete, wat keer op keer God se mense uitsonder as die volk en die mense wat op vaste rots staan, terwyl die ander volke op hierdie wankelbare klippe hulle bestaan voer. En daarom kan ons Jesus ernstig opneem as hy sê jy kan nie twee baase dien nie. Jesus bou verder, hy borduur verder op hierdie narratief van die verskillende fundamente wat mense kies, wat volke kies. As hy sê niemand kan twee baase dien nie. So jy kan nie op enige van hierdie twee lere vir ewig bly nie. Nog minder kan jy op al twee probeer staan. Dat jy probeer 'n balanseertoertjie uitvoer tussen hierdie twee narratiewe. Van aan die een kant God is ons baas en ons is sy slawe. Of aan die ander kant ek kan myself vrykoop. Jesus spreek altyd hierdie foutiewe denkpatrone aan. Jy kan nie op enige van hierdie lere die hemel bereik nie. Jy kan nie deur magsvertoon jou eie lewe oorleef nie. Jy kan ook nie deur jouself vry te probeer koop oorleef nie. So Jesus kom spreek hierdie foutiewe denkpatrone aan as hy sê, klim af van die leer. Soek jou heil elders. Nee, soek dit hier by my. Want ek is die troue God. En dan gebruik Jesus die beeld van voëls om te illustreer hoe hy dan nou sorg dat jy nie die lere nodig het nie. Moenie jouself bekommer of jouself ophou met allerlei leergedagtes nie. Dat jy jouself moet onderhou of dat jy jouself heeltyd te pletter moet werk nie. Kyk na die voëls. Kyk na hoe sorgvry hulle is. Hulle versamel nie kos in skure nie. Hulle speel net heerlik in die Here se tuin. So hier is die geskenk wat Jesus vir ons gee. As hy sê, klim af van die leer en kom ontvang hierdie geskenk. God skep orde. Sy orde. Hy bepaal die orde in ons wêreld. Ons was nie eerste hier nie. Ons voorgangers het miskien 'n leer of 3 probeer bou. Maar dit is nie God se orde nie. God sê, begin op 'n ander plek. En ek wil 3, daar's waarskynlik meer, maar ek wil 3 uitsonder. Patrone wat God orde in hierdie wêreld vestig. En die eerste is die natuurlike orde, wat ons in vers 26 raak lees van Jesus se preek. Die natuurlike orde wat sê, God sorg vir die natuur. Niemand gaan voer, sommige mense voer mos nou in hulle tuin die voeltjies met saad, maar in die natuur is God die een wat versorg. Die voëls is vry in die lug. Hulle leef nie in skuur. Hulle bestaan is nie gekoppel aan 'n skuur of iewers waar hulle iets versamel nie. Die natuurlike orde is God sorg. Op 'n tweede vlak praat Jesus van die orde van prioriteit. In vers 25 sê hy, maar die lewe is ons nou belangriker as jou liggaam of jou klere of jou kos. So Jesus praat met ons oor ons hoogste doel as mens. Gaan dit vir jou net oor biologiese oorlewing? Dat jy al sterker en ek weet nie gesonder wil wees? Of gaan dit dalk wat dan van jou morele verpligting, jou verhoudings, jou plig teenoor die samelewing? Of selfs die verwesenliking van jou potensiaal. As jy sê, my hoogste doel is om te presteer, ek moet al hoër op hierdie prestasie leer klim. Jesus kom vee nie dit weg nie, hy sê net daar is iets wat prioriteit bo dit geniet, volgens God se orde. Op 'n derde vlak spreek Jesus in vers 24 aan ons harte. Waarin is jou hart toegewy?
God skep ook orde hier vir ons harte om te volg, sy polsslag. En dis die orde van toewyding. As hy sê, jy kan nie twee dien nie, jy kan nie op al twee leere staan nie. Klim af van die leer af en kom soek jou heil by my, die God van hemel en aarde, wat beliggaam is in Jesus Christus. So dit wat God kom doen in ons wêreld, die orde wat hy skep, verander ons lewens ook. Ons kan onsself toevertrou aan hom. Hy is die getroue God. Maar die vraag wat by my opkom, as ek 'n paar kommentare lees en sommer net mense se gedagtes hieroor, beteken dit dan dat God onbeweeglik is? As hy sê hy is onveranderlik, hy sorg vir ons. Beteken dit God het 'n patroon geskep, hy het die orde bepaal en nou moet ons almal soos geprogrammeerde masjiene op hierdie aarde ons bestaan uitvoer? Dis nie die getuienis wat ons in die Bybel ontvang nie. Die getuienis van die Bybel is dat ons die lewende God dien. 'n God wat, ja, hy's onveranderlik, maar dalk meer is dit. Die beste beskrywing van hom is, hy's die lewende God, met alles wat dit vir ons impliseer. En die vroegste getuienis daarvan vind ons in Genesis, waar God orde uit chaos bring. Die woeste wilde waters bring God tot 'n skepping. Die natuurlike orde word onder God se voorskrifte georden. Hy bring orde uit chaos as hy vir ons sê, hier is die patroon waarvolgens die samelewing bestaan. En dis nie 'n wetmatige afloop nie. Dis asof dit inevitable is. Jy gaan nou maar net, jy so gemaak en laat staan en nou moet jy maar die res van jou bestaan so uitvoer nie. Die orde wat God bring is die orde van 'n lewende God wat 'n goddelike orde bring uit chaos. En ek wil dit noem God se bestendigheid. God is bestendig en dit in aksie is vir ons getuienis van wie hy is en hoe sy hart aan ons openbaar is. En dit sien ons in Moses se interaksie met die Farao, in die getuienis van Josua by Jerigo, sy oorwinning, Dawid se oorwinning oor Goliat en Elia se oorwinning oor die Baal profete. Elke keer wat God sy getrouheid wys, dis 'n bestendige God. En die woord bestendig beteken vas, duursaam, betroubaar. God se woord staan vas. Sy bepalings is vas. Maar sy liefde is ook duursaam. Dit hou vir 'n dag, vir 'n maand, vir ewig. God se bestendigheid in aksie, vriende, doen ook iets in ons lewe. Wanneer dit jou afnooi en sê klim af van jou leer, bring dit balans in jou lewe en sê hier is die orde waarvolgens ons leef. Dis 'n vaste sekerheid. Dis 'n duursame liefde. Dis 'n betroubare woord en belofte. Vriende, mag ons met hierdie wete in volle vertroue onsself aan God oorgee. God is getrou en daarom glo ons heelhartig. Maar nou sit ons in 2025 en ons vra, hoe vind ek balans? Ek is nou in die proses om van my leertjie af te klim. Waar gaan begin ek? Hoe vind ek balans in hierdie wêreld? Matteus 6 het vir ons die uitweg. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hier is God se orde, sy koninkryk en sy geregtigheid eerste. Sy koninkryk daar waar hy regeer, daar waar hy heers, daar waar hy die koning is. Kom ons klim af van ons leer en ons gaan staan by en ons gaan kniel by hom, die koning. En sy geregtigheid, daar waar sy wil geskied. En onmiddellik lei dit dalk jou gedagtes na, as God se wil geskied, dan bring dit ook 'n balans aan my in my gebedslewe. Ook in Matteus 6 sê Jesus in vers 10, hier is 'n orde of 'n patroon vir gebed. So moet julle bid. En dan een van die frases, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So my gebed is,
dat jy balans vind in jou gebedslewe, maar ook weier is dit sal uitkring in hierdie wye oop ruimte van genade, waar jy nie op 'n leer jouself hoef te balanseer nie. Ek het 'n tasbare aan my vel gevoel, hierdie ervaring van God se Vaderhart wat my afnooi van 'n leer en nader aan sy hart bring. Ons was so tyd terug op besoek aan 'n plaaslike bediening aan vroue wat uit prostitusie gered is. En dan word hulle vaardigheid geleer sodat hulle self kan bekwam. En hulle doen alles van drukkery op teehemde en waterbottels en handsakke tot die naaldwerk wat dit aan mekaar sit. En hierdie vroue het 'n nuwe identiteit. En aan die einde van ons besoek word die dames uitgenooi om na ons toe te kom as pastore en predikante om vir gebed te kom. En toe wil ek vir die dame wat by my kom staan, Psalm 17 lees. En ek haal my foon uit en hier verskyn hierdie foto van my 2 dogters terwyl ek Psalm 17 belees. En my klein vaderhartjie, daar bars ek in trane uit die dag. Veel erger as nou. Daar bars ek in trane uit, want nou sien ek die appel van my oog, terwyl ek vir hierdie vrou wat gered is uit 'n haglike lewe. Want ek lees dat die Here sê vir haar, beskerm my soos die appel van die oog. Verberg my in die skadu van u vlerke. Op die ouene toe wys ek my net so die foon, hierso kom ek lees saam met jou, want ek gaan dit nie hardop vir jou kan lees nie. Maar dit is hoe God oor ons voel, 'n vaderhart. Wie se hart vir jou bloei. Hy skep sy orde en hy sê vir jou, hier is balans vir jou lewe. Vertrou my. Ek het jou lief, my kind. Vertrou my. En God is getrou. Hieraan kan ons vashou. Want sy vaderhart bloei vir jou. En ons gaan in hierdie lydenstyd daaroor nadink. Hoe bloei sy hart vir my en vir jou? Dit bloei met liefde wat barmhartig is. Genadig. Vol loyale liefde en trou. Dit is God se hart vir jou. Mag jy hierdie vertroue in jou lewe inbid en mag jy daardeur balans vind. In 'n wêreld wat bitter onseker is en wankelbaar, vind jou vaste grond op hierdie wete. God is getrou. Daarom glo ons. Amen. Here Jesus, dankie dat U kom wys het wie ons hemelse Vader is. U sê dit so in Johannes hoofstuk 5 dat U kom wys vir ons wie die Vader is. U kom gee vir ons 'n prentjie van U Vaderhart, Here. En mag ons met vaste sekerheid daarop staan. Ons dien 'n God wat 'n Vaderhart het wat vir ons bloei. 'n God wat orde bring en orde geskep het en balans bring in ons lewe dag vir dag. Wanneer dit voel of ons wankel, Here, mag ons ons vertroue in U stel. In die klein besluite, in die groot besluite, in die hartseer oomblikke, ook in die vreugdevolle tye. Ons eer U dat U die troue God is wat van voor ons bestaan, voor die aarde bestaan het, was U die barmhartige, genadige God, wat vol liefde en loyaal en trou na ons kyk. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.